verwonderd, loof die Heer. Oor die waterkruis, die bome en berge prys, die Here almagtig, Heerser vir ewig, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat daar te mee sing, en loof die Heer. Oor die aarde heen, juig ons oor die Heer, wat mense verander en red uit tot sonde, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat daar te mee sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat daar te mee sing, en loof die Heer. Sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat daar te mee sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat daar te mee sing, en loof die Heer, en loof die Heer, so kom ons loof die Heer. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord our God. You reign forever, our hope, our strong You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak, and you comfort those in need.
lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like. But I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Lord, you're perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh Lord.
unexplainable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am, Lord, I'm loved by you. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. So let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, it's my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, it's my song. You are good, you're good. Oh, and you are good, you're good. Oh, so let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in my waves. Oh, it's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, it's my song. 'Cause you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. No, you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. So I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated, the King is alive. So I'm gonna sing in the middle of this storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the
the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. So let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, always my song. Here, ons kom net vir oggend en ons kom loof U, Vader. Here, die krag lê nie daarin oor hoe mooi ons sing, Here, en hoe mooi die liedjies is nie. Maar dit gaan daaroor om U naam groot te maak, Here, want U is God almagtig. En U is in beheer, Here, daar is geen gelyke aan U nie. En ons loof U, Vader, U is altyd daar. Every time I try to make it on my own, and every time I try to stand and start to fall, and all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, and when the friends I had were nowhere to be found, and I couldn't see it then, but I can see it now, there was Jesus. And the waiting, and the searching, and the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it, there was Jesus. So for this man who needs amazing kind of grace, and for forgiveness at a price I couldn't pay, and I'm not perfect, so I thank God every day, there was Jesus. And the waiting, and the searching, and the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it. And the waiting, and the searching, and the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it, there was Jesus. So for this man who needs amazing kind of grace, and for forgiveness at a price I couldn't pay, and I'm not perfect, so I thank God every day, there was Jesus. And the waiting, and the searching, and the healing and the hurting, like a blessing buried
broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going. Even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. There was Jesus. And there was Jesus. So Here, ons kom staan voor U. Ons kom prys U. Ons kom loof U vir wie U is. Here, ek kom vra, kom maak ons ons ore, ons harte ontvanklik vir oggend. Kom oop, maak dit oop, Here. Om dit te hoor wat U vir ons wil sê. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Die kinders kan hier saam met Tannie Rosaan. Kyk daar, sy staan nou op en sy gaan nou vir die kinders na kinderkerk gee. Baie welkom aan al ons kykers aanlyn. Almal wat ingeskakel is en almal wat deel is van vanoggend se kosbare byeenkoms in sy naam. Ek wil sommer vir jou vra om saam met my te bid en terwyl ek dit hier so klein bietjie sagter maak miskien dalk. Saam met my te bid, die Here te vertrou vir 'n deurbraak. Vader, as ons na U toe kom in hierdie oggend, dan is al hierdie klomp uitdagings in ons hart. Die eerste ding is om U te hoor, U stem te hoor. Om bewus te word van dit wat U vir ons beplan het. Ons gedagtes weet ons is nie U se nie, Here. En dan vra ons dan dat U gedagtes, U woord, U wil ons wil word. Ons staan gereed en gehoorsaamheid om te doen wat U sê, Here, so. Gee ons die genade om te verander vir dit wat U ons voor geroep het. Ons eer U daarvoor. Ons is so dankbaar. Amen en amen. Baie, baie dankie aan die span. En kyk so vinnig of ek jou op dieselfde bladsy as ek kan kry hierbo. Ons is in 'n gedeelte in Matteus 15. Matteus 15 vers 21, as jy daar is, jy het jou Bybel hier saam met jou, kry dit asseblief vir ons. Ek weet nie of jy dit mooi kan sien nie, ek dink ek moet dit nou net so hou, maar dis waar ons kuier vanoggend. Jy sal nou sien, dis dalk baie onduidelik as jy daar agter sit met die gedeelte hier, ek kan nou nie vir jou wys nie, daar staan Israel. Ek gaan op Israel oopmaak. Dan sê jy, daar gaan nie veel aan nie. Maak ek weer toe. Dis waar Israel is, en dan gaan ek so op met die kus, en dan sal jy twee kolletjies sien, hier so aan die kus, nee. Dis Tyrus en Sidon. Dis waar ons is vanoggend. Jesus, wat baie ver van Israel af is op die oomblik. Nou luister, ek weet nie of jy sommer so vinnig met die oog kan kyk nie, maar dis nogals ver van Jerusalem af. En Jesus wat taamlik wyd gereis het. So hy is in 'n gebied wat glad nie baie Jode het nie, dis meer die heidene waar hy nou beweeg. En dis so die agtergrond van waar ons is vanoggend, in Matteus 15 vers 21 tot 23, dis waar ek met jou wil wees. Kom ek kry die woord vir jou, dan lees ons gou saam daar uit. Matteus 15 vers 21. Kom uit hier in 'n vertaling waarin ek is, het jy dieselfde as ek kan lees, ek is aan 'n meer letterlike vertaling vanoggend. Vers 21. Right.
die Kananeese vrou. En Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. Ons het dit nou so vinnig gesien op die kaart, nee. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete. Nou luister gou hierdie volgende gedeelte, want ek het my al 1 of 2 keer hier gekry, maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Is dit nie interessant nie? Jesus, die barmhartige, die liefde van God, verwerdig hom nie eers om te draai en die vrou in die oë te kyk en te sê, so nou, gaan weg, jou sonde is vergewe of wat ook al nie. Daar staan so mooi, hy het daar nie eens 'n woord geantwoord nie. Nou ek ken dit, want ek doen dit baie keer by die huis, ek weet nie of jy dit ook doen nie. As my vrou sê, jong, die skottel goed, sy verduidelik eers hoe groot is die berg, en dit gaan hulle nie self was nie, al die praktiese goed rondom skottelgoed verduidelik sy my eers, en dan maak ek ook of ek nie 'n woord gehoor het nie. En dan kom die disippels uiteindelik en vra vir hom, luister, kan ons haar nie net wegstuur nie, daar staan so mooi, toe kom die disippels nader en vra vir hom, stuur haar net weg, want sy roep nou agter ons aan. Hè? Dit gebeur ook baie keer as jy Spar toe gaan. Meneer, het jy nie 'n R5 of so nie? Ek weet jy het dit al gedoen, man. Nee, maak jy of jy nou nie 'n woord gehoor het nie, veral as jy by die lughawe inboek en jy het ekstra bagasie en dis meer. Hier kom 'n man nou van Amerika af terug. Jy maak of jy nie hoor nie. En Jesus wat nie 'n woord antwoord nie. So goed, julle kry die idee nou daar. Nou gaan die gedeelte aan en dan staan daar, maar hy het daar geantwoord. Hy het geantwoord en gesê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Hy is nie op die oomblik in Israel nie. Ek het julle nou mooi gewys waar hy is. En hy kom nou by hierdie Kananeese vrou wat hy duidelik ignoreer. En nadat die disippels aangedring het dat hy iets aan die situasie moet doen, sê hy vir haar, ek het nie nou vir jou gekom nie. Dis nie nou die tyd vir jou nie. Ek het nie nou tyd vir jou nie. Nou dink ek net, jy weet, wat alles in haar gedagtes sou aangaan. As jy nou gedink het, Jesus, lieflike Jesus, liewe Jesus, soos wat ons geleer het op skool, toe ek as kind gebid het tot hom. Draai nou en dan sê hy maar, ek het nie vir jou gekom nie. Ek is gestuur na die verlore skape van Israel. En dan vers 25 en 26, wat die crescendo is hiervan, dan sê hy, daarop kom sy, nadat hy moontlik vir haar aanstoot kon gegee het, kom sy nog, sy val voor hom neer, daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dis nie mooi om die brood van die kinders te neem nie en dit vir die hondjies te gooi nie. Ou broer en suster, daar staan sy mos nou op en sê, kykie, noem jy my hond? Nee. Het Jesus jou al ooit aanstoot gegee? As dit nog nooit gebeur het, kan dit moontlik wees dat jy nie baie met hom praat nie. Want hy praat gewoonlik nie dit wat ek altyd wil hoor nie. As ek nou ervaar hoe die Here met my terugpraat en ek ervaar wat hier binne hierdie sagte invluistering van sy Heilige Gees is, dan is dit baie keer reguit soos 'n pa met 'n seun praat. Jesus van die Bybel trap gereeld op tone. Praat gereeld reguit met die Fariseërs en hy is ook in hierdie instansie besig om reguit met hierdie vrou te praat, om vir haar te sê, luister gou, ek hoor wat jy sê en al hierdie goed maak sin en ek verstaan jou behoefte. Dis nie dat ek nie jou behoefte verstaan nie. Maar dis nie nou die tyd vir dit nie. En wat belangrik is in die gedeelte, is hierdie vrou wat nee hoor, maar nie 'n nee nie, sy hoor 'n nee. En sy besluit om vas te byt. Nou sê sy die volgende. Hy sê vir haar, dis nie mooi dat ek die brood van die kinders vir die hondjies gee nie. En dan sê sy, ja Here, maar die eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Ja Here, sê sy.
Nou luister, baie keer klink God se nie nou nie, soos 'n nee vir ons. En dan draai ons om en ons loop weg, onaangeraak deur 'n wonderwerk waarop ons uitmis, omdat ons nie vasgehou het aan sy soem en sy kleed nie. Hierdie vrou besef, dis die laaste opsie wat sy het. Die geleentheid het homself hier voorgedoen en maak nie saak wat sy nou gaan hoor nie, sy gaan nie wegdraai hier, sonder dat Jesus haar nie aangeraak het nie. En dit laat my amper dink soos Jakob, wat gestoei het met 'n engel van die Here en gesê het, ek gaan nie los tot U my nie seën nie. En my vraag is dan eenvoudig vanoggend dit, jy weet, het ek en jy so 'n benadering met die Here? Ons grap baie keer oor die ou wat bid vir werk en dan is in die aand by die huis kom en sê, dankie Here, hy het nie werk gekry nie. Want ons wil verskriklik graag wag op die Here. En in 'n sin is hierdie vrou ook besig om te wag op die Here, maar dis 'n aktiewe wag terwyl sy in sy oë kyk en sy eintlik basies nie nee vir 'n antwoord gaan vat vanoggend nie. Of vanmiddag nie. Weet nou nie wanneer dit hierdie afgespreek nie. Daar staan so mooi in hierdie gedeelte in vers 28. Onthou, hy het haar net so 'n tydjie terug het hy haar 'n hondjie genoem. Maar toe hy haar geloof hoor en haar geloof sien, dat sy nie nou wegdraai nie, haar hart en haar emosies het nou niks met hierdie ding uit te waai nie, sy het 'n deurbraak van die Here nodig. Dis dit so mooi en hy antwoord haar en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Nou luister, dit is teologies teen alles wat ons glo. En as ons bid, dan sê ons, Here, nie my wil nie, maar U wil. En nou kom Jesus hier en sê vir haar, luister, laat dit dan nou vir jou wees, soos wat jy wil glo. Sy kom val letterlik by sy voete neer en sê, hier's geen ander opsie nie, Here, as U my nie help nie, gaan niks my help nie. En hierdie storie wil ek gebruik vir 'n raamwerk, wat ons later in Johannes 2 ook optel. En ek wil dit noem, broodkrummel geloof. Ons weet van mosterdsaad geloof, nê? 'n geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie, waar 'n groot boom later tot stand kom en dis meer. Maar broodkrummel geloof, waar ek vir die Here sê, ek het net ietsie van jou nodig. Here, as ek net 'n krummeltjie kan kry van dit wat U vir my kan gee, weet ek, dit sal meer as genoeg wees. Ons bid baie keer vir groter geloof, meer geloof. Ek bly hier vandag tot ek 'n deurbraak kry, dit is broodkrummel geloof. Ek's bereid om die oorskiet te vat, maar hier stap ek nie weg voordat U my nie aangeraak het nie. Jesus maak of hy haar nie hoor nie. Lyk my dis 'n ding met vrouens. Kyk nou die volgende storie, Johannes 2. Interessante gedeelte, die ook. Want op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Nou ja, toe. En daar staan so mooi, en Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hoi, hulle het nie wyn nie. Nee? Hulle het nie wyn nie. En Jesus sê, vrou, wat het ek met u te doen? Met ander woorde, wat gaan dit my aan, dat hulle nie wyn nie? Hoe raak dit my? En dan sê hy vir haar hierso, hy sê vir haar, my uur het nog nie gekom nie. Goed, dit verstaan ons toch allemaal. Toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus, hoi, hier is 'n probleem, hulle het uit wyn uitgehardloop. En hy sê vir haar, vrou, hoe is dit dan nou? Dit het niks met my te waai nie, my uur het nog nie gekom nie waar nie? En dan kyk nou vers 5. Sy moeder sê toe vir die dienaars, Pieter, Kobus, kom julle gou hier, luister, ek wil nou julle moet presies doen wat Jesus wil julle moet doen. Kyk, daar staan dit so. En daar het volgens sy moeder het die dienaars, sê toe vir die dienaars wat daar was, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Ek bedoel, het sy nou nie gehoor, hy sê nee nie. Nee? Dit laat my dink aan die eerste vrou. Hy was gesê, nee man, hoe kan ek nou van die kinders se kos vir die hondjies gee? Dit is maar alles of hierdie Maria ook nie lekker luister nie. Het lyk my is 'n ding. Kyk gou verder wat gebeur daar.
So wat sy eintlik besig is om te doen is, she's setting the stage for a miracle. Onthou julle laasweek het ek gepreek, toe sê ek om die vertrek gereed te kry, skoon te kry van al die stemme en die goeders, but she's setting the stage for a miracle. Sy sê, Jesus, daar staan toe, en daar het volgens die reinigingsgebruik van die Jode 6 klipkanne gestaan. Elkeen wat 2 of 3 ankers hou. Nou, jy moet dit gou verstaan wat hier gebeur. Gedurende die troue, het hulle gereeld deur die reinigingsgebruike gegaan. So daar is gereeld water ingetap, dan het hulle self gewas vir die reinigingsgebruike en so meer en wat ook al. En Jesus sê toe maar, kom ons gebruik sommer dit. Dan dink ek, waarmee is hy nou besig? Sy tyd het nog nie gekom nie, maar dis nie eintlik waarmee mens wyn maak nie, is nie in daai kanne nie. Want mense gaan dit gebruik om te was, jy sien. En hy sê toe vir hulle, goed, julle wil ons nou wyn hê. Maak die kanne vol water en hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê daar vir hulle daar. En hy sê vir hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het. Jy moet iets sien hier, die DNA van water het totaal verander en dit het nou wyn geword. En het nie geweet waarvandaan het was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Roep Jesus die hoofdienaar, die bruidegom, en sê vir hom, okay? Hy sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar eer die goeie wyn tot nou toe bewaar. En dis een van die eerste tekens wat Jesus gedoen het. Goed, nou gaan ek hier afsit. En ek wil jy net vir my luister nou. Klein tydjie wat ons net gaan fokus op wat hier gebeur het. So wat jy moet sien is, ons sit aan die einde van die jaar, Desember, jy het aan die begin van die jaar 'n klomp goed vasgemaak in jou hart en gesê, luister, hierdie jaar wil ek dit en dat en sis en so uitsit, ek wil werk aan my verhouding met my kinders en my man en al hierdie wonderlike goed, en nou is ons in Desember en jy dink, ag Here, asseblief dat dit net verby gaan. Ek kan regtig nie nou meer nie. Ek het nou nuwe krag nodig, ek het nou net hierdie jaar net verbykom, want ons dink die niet lê in die niet. Maar die niet lê nie in die niet nie, die niet lê in dit wat die Here vir jou moontlik maak, die genade wat hy gee. En nou sê hierdie gedeelte, God het die beste vir laaste gelos. En ek lees dit in elke wonderwerk wat hy doen, dat die tweede gedeelte van hierdie mense se lewens wat hy aangeraak het deur 'n wonderwerk absoluut verbeter is. So die gedeelte in Johannes is genoeg om enige ou die mekaar te maak, jy weet. Jesus hierdie voorbeeldige seun wat vir sy ma eers nee sê. Hoekom? En dan verduidelik hy hoe die verleentheid absoluut niks met hom uit te waai het nie. Die wyn is op, is nie sy probleem nie. So, daar's 3 moontlike antwoorde en ons moet hulle almal deurwerk, nê? Is Jesus inconsistent of is daar verwarring in hierdie teks? Kom ons kyk gou vinnig. Die eerste ding is, miskien is Jesus verkeerd. Goed? Dalk is hy nie seker of dit sy tyd was nie. Miskien was dit sy tyd, maar hy was net nie seker of dit sy tyd was nie, nê? Hy sê toch vir sy ma, hoekom sê jy dit vir my, my tyd het nie gekom nie? Dit beteken, as ons sê Jesus is die seun van God, en hy is alwys, dan kan hierdie antwoord nie sin maak nie. So hy definitief geweet wanneer sy tyd is. Dit wil dan blyk, dat Jesus nie verkeerd was oor sy tyd nie. Dit was nie sy tyd nie. Miskien die tweede antwoord kan wees, miskien is Jesus reg, maar hy besluit om te doen wat hy wil doen. Miskien was dit sy tyd, maar hy wil net nie 'n wonderwerk nou doen nie. En dit kan ook nie sin maak nie. Want as jy reg onthou, sien ons later in 'n gedeelte in Johannes 15:9, hy sê ek doen net wat ek die Vader sien doen. So hy kan nie eens net doen wat hy wil doen nie. Hy is onderhewig aan die Vader. Dit is ook nie 'n oplossing nie. Die derde oplossing kan dit wees dat Jesus nee sê, maar dat sy ma Maria nie nee vat vir 'n antwoord nie. En kan jy sien hoe die eerste teksgedeelte en hierdie teksgedeelte die wil van God beïnvloed vir my en jou lewe. Daar's 'n vrou in hierdie gedeelte. Dis toevallig sy ma. En sy het broodkrummel geloof. Ek meen, dit is so 'n bietjie van 'n verleentheid gewees het as hulle uit wyn uitgehardloop het.
Regtig eintlik 'n groot verleentheid. Maar dit nou daar gelaat, niemand sou gesterf het nie. Hierdie wonderwerk was nie brood nodig gewees nie. En hier sit jy vanoggend en jy vertrou die Here vir iets en jy dink, jong, ek weet dan nie of ek die Here hiermee kan vertrou nie, want ek het dit dan nie regtig, dis dan nou nie die dood van Katrein wees as ek dit nie kry nie. Maar die Here ken my hart en hy weet, daar's tog hierdie ding wat ek nodig het teen die einde van die jaar, maar ek weet nie of ek hom kan vra nie. Dis regtig so eenvoudig, ek dink nie ek sal armer wees as dit nie gebeur nie. En dis hierdie tipe wonderwerke waarvoor selfs Maria, die moeder van Jesus, die seun van God voorvertrou het. En die alledaagse dinge. Die eerste ding is, sy weet dat God luister wanneer sy vra. Hy het al geantwoord. En baie keer antwoord die Here ons in sekere opsigte. En wat ek en jy hoor is baie keer 'n nee. En dan draai ons om en ons stap weg, want ons geloof kom net tot by die vraaggedeelte. Ons het net genoeg geloof om hom te vra. En dan kom ons emosies en dit neem oor, soos amper soos die disippels in die boot, wat totaal al vreesbevange en angsbevange raak, oor dat hulle sien hulle gaan verdrink, maar hulle geloof is nie regtig in Jesus nie. Hulle het hom ons nou gevra. En ek bedoel, hier sit jy dan nou vandag. Jy het ook mos die Here al op 'n stadium gevra. Is dit genoeg vir 'n wonderwerk? Dis wat ek wil weet. Somstyds klink God se ja soos, is jy nie 'n hondjie nie? Of, my tyd het nog nie gekom nie. En dan moet jy kan onderskei, of jy gaan wegstap van hierdie ding af, en of jy gaan vashou in die belofte, dat hy nie nee gesê het nie. Jy sal nou oplet in hierdie twee gedeeltes, het Jesus nie pertinent vir hierdie vrouens nee gesê nie. En wanneer hy nie pertinent nee gesê het nie, is dit nie pertinent nee nie. Daar's altyd 'n moontlikheid, en geloof soek 'n moontlikheid. Soveel gelowiges vandag, sê ek in my notas, wag net vir daardie finale profetiese woord om te beweeg in dit waarvoor hulle geroep is. Ou broer, ek het vir jare gewag vir nog net een woord. Jy kort nie nog 'n bevestiging nie. Regtig waar. Jy kort 'n gebedslewe, my ou skat. Daar het so 'n vrou by Monica gekom, toe vra sy vir 'n dingetjie, en Monica sê toe net, luister gou maar, ag ek het nie vandag nie, my ou skat. So dis hoekom my ou skat ding nou is. Maar jy kort net 'n gebedslewe, my ou skat. Hoor? Jy het nie nog 'n bevestiging of nog 'n profetiese woord nodig. Jy het nodig dat jy jou Bybel vat en jou binnekamer ingaan en by die Here hoor. Jy het 'n gebedslewe nodig om te kan onderskei wat die wil van die Here is en wat sy stem is in jou lewe. Jy het nie nog 'n preek nodig nie. Jy het die Heilige Gees nodig. Nee, sodat jy die woord kan ontvang wat jy dan nou so verlang, wat jy nodig het om uit te beweeg in dit waarvoor jy die Here vertrou het. Jy moet ophou YouTube en jy moet YouVersion gebruik. Partykeer braak ons die mekaar met die apps. Jy luister al hierdie preke, maar jy's nie in die woord nie. Nou wil ek net gou vir jou hierdie storieetjie vertel. Ek koop op 'n stadium 'n watersak, warm watersak, Sonja. Luister, daai ding verloor meer water as 'n fietsryer in die August. My bed is nat, my hele been, alles is sop nat, dit smaak my jaas weer van vooraf saam met ons in die kooi. En ek gaan toe na die instansie toe, aan Mr. Price toe. Ek sê vir hulle, kerels, luister gou, hier's 'n groot fout. Ek stap sommer daarin ook. Ek sê vir hulle, hierdie besigheid van julle. Sy sê, nee meneer, enige tyd, waar's die kwitansie? Ek sê, kwitansie. Ek dink die het ek al uitgegooi, weggegooi, toe ek uit die winkel uitgestap het, hier is nou al 6 maande down the line. En ek stap haar ster tussen die bene, stap ek terug na die kar toe, en later kom ek by die huis, toe onthou ek, hulle mail mos jou kwitansie vir jou. Sien? Luister, ek kom by die huis, nou is ek daar op my e-posse besig, kyk ek gou of ek hierdie kwitansie kry, en hier kry ek kwitansie. Maar voor ek uitstap, kyk ek presies wat sy naam, wat ek wil haar onthou. Staan jy, sy het my nou nie baie gehelp nie. Ek sê, ek kom vir jou, Susan. Vir jou kom ek. Ek hou my dop, ek sien jou. Luister, ou broer, ook daai kwitansie in die hand het. Maar toe moet jy sien hoe kom ek aan Mr. Price, en ek het sommer so 'n swag op my, sommer so 'n stappie. Stap by Mr. Price en met die kwitansie, ek sê, toe, ek soek vir Susan. Hierdie watersak is stikkend, ou maat. Hoekom vertel ek dit jou? Want toe ek die woord het wat sê,
dat hierdie ouens gaan staan by hulle belofte. Toe kon ek staan op die belofte. Te veel van ons gaan in ons binnekamers in, maar ons vat nie ons Bybel saam nie. Die Here sê, herinner my aan my woord. Luister, daar is niks mooier vir 'n ouer as die woorde wat sy kind aan hom terug herhaal nie. Papa het ons gesê, as ek die gras sny, gaan ons roomys eet. Papa het gesê, as ek hierdie 2 ure agter die boeke is, dan gaan dit en dat gebeur. Jy kan nee hoor, of jy kan die Here vasgryp en sê, Here, sê u woord nie op 'n plek, dat ons as regverdiges nooit gaan bakkant staan en honger wees nie, né? Psalm 73. Daar is soveel beloftes in die woord. Daar is 'n paar wat ek nou sommer, as ek gaan bid in die aande, dan gaan vra ek die Here die volgende. Ek sê vir hom, 1, die koninkryk van God is my erfdeel, Here. Ek kom staan vanoggend voor U, dan lees ek die Psalm, Matteus 25 vers 34 wat staan, kom julle geseëndes van my Vader, beerwe die koninkryk wat julle voorberei is voor die grondlegging van die aarde. Ek sê, Here, ek kom staan net hier op my erfdeel. Ek maak net seker dat U nog hoor dat ek aanspraak maak op my erfdeel. Op die ewige lewe, Here, ek kom staan voor U vandag. Gister bel hulle my. Kry ek 'n oproep. Daar's 'n tannie wat besig is om te sterf. Sy het geen kind of kraai naby haar nie. Daag ek op, gaan staan ek by die tannie. Ek weet nie of sy my kan hoor nie, maar ek weet haar gees is wakker, so ek sê, tannie, hierdie tannie se erfdeel is die ewige lewe. Tannie, glo jy in die Here? Kan jy my hoor, kan jy sien? Later glimlag sy vir my, raak sy rustig en sy is toe oorlede. Maar ek staan voor die Here met sy beloftes in my hart. Hy gee ons die Heilige Gees as waarborg. Jy het nie nodig dat ek staan voor die Here in my binnekamer en ek sê, Here, asseblief, ek het die Gees van God nodig in my lewe. En ek ervaar hoe die Heilige Gees saam met my 'n medewerker is van dit wat ons doen. En so kan ek op 'n klomp goed staan. Ons is mede-erfgename saam met Christus. Hier stap ek by die plekkie in met my kwitansie. En ek sê, ek weet nie wat julle gaan maak nie, maar ek soek 'n rooie, soos hierdie een. Meeste van ons staan nie meer op die woord van die Here nie. Nee? Ons gaan in die binnekamer in met hopes and wishes and dreams. Ag Here, ek droom so van dit en ek droom so van dat. Niks van daai goed realiseer nie. Ja, regtig by die Here gepleit. Gesê, Here, hier kom ek net weer vandag. My daaglikse brood. Hier sê ek hoef voor niks bekommerd te wees nie. Vat jou swaard, man. Dis waarvoor die Bybel daar is. Dis waarvoor hy is. Dis 'n swaard, né? Vat jou swaard en loop in buldes in die troonkamer van die Here en sê, Here, hier's ou Jan alweer. Here, ek kom staan vandag vir my familie, dit gaan nie goed nie. My man gaan nie goed nie. Dan staan jy daar, jy het hoeveel blokkies raas as ingevul en al die wonderlike goed in die Cosmopolitan en ag ek wens so my man, Here, ek wens so my man wil dit wees. Here, U het vir my gesê jy gaan my man gee met 'n hart na U. Here, verander sy hart. Nee? Jy het al War Room gekyk. Ek hoor 'n nee, Here, maar U sal 'n geknakte riet nie breek nie. Ek voel ek gaan knak. Nee? Sodra jy alles in plek gekry het, dan gaan sit jy. Jy gaan sit nie voor die tyd nie, hoor. Dis wat Maria doen. You can't make it rain, but you can build an ark. Okay? Noag kon dit nie maak reën nie, maar hy moes die ark gebou het. Okay? Hulle kon nie die manna bestel nie, maar hulle moes dit gaan optel het. Wat moet jy doen op die oomblik? Maria sê vir haar ouens, kyk, julle staan in elk geval niks doen nie, hier's nie wyn nie, in elk geval wat julle kan uit, julle kom hierso. Wat ek gou vir julle gou werkie gee, bly by hom en luister wat hy sê. Ons is in die fase in Christus, hierdie eindtye, jy wil weet wat jy moet doen in die eindtye, jy moet nou wakker wees, dis wat jy moet doen. Jy moet besig wees met, waar die Here my, het jy al gesien 'n kelner, hy wag ook, maar hy wag met sy oë op die ou wat hom die instruksie gee. As hy dit nie doen, jy moet asseblief nie weer braai plek gaan eet nie, hy gaan jou net frustreer. 'n Kelner kyk en hy, is jy reg om te bestel meneer, dis hoe 'n kelner werk. Nie van daai ouens, hulle werk op hulle foon, dan kyk hulle, jy is hier, stel die klank, loop rond, jy kry nooit jou bestelling nie. As jy hom kry, is dit nog verkeerd ook. Ons wag op die Here, nadat sy alles in plek gesit het, hierdie ou gestuur het, daai ou gestuur het, alright, jy het nou gehoor, jy wat het dit en dat, goed, nou gaan ek sit, en dan gaan sit jy.
Hierdie kry hierdie helikoptermamas, het julle al gesien? Tjoek, 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 hulle bo oor die kinders se skouers. Hoorie, ek kan nou dink maar, hier moes hom nou so gewerk het. Jong, Jesus, ek is almal nie seker of mens wyn so maak nie. Nee, jy moet sit. Weet jy hoe lank vat dit om wyn te maak? Ek ook nie, maar ek dink dit is tussen 9 en 12 maande. Dis as jy nie met die druiweproses begin en die oes en die snoei en al daai goed is nie, vat dit 9 tot 6 maande as die druiwe fermenteer en dis meer. Nou is Maria die hele tyd oor Jesus se skouer, jong, ek weet nie of hierdie bak gaan werk nie, dis om te veel water. So werk jy mos as die Here besig is in jou lewe. Nee, Here, asseblief, dis die verkeerde mens hierdie. Dit is nooit die kind wat ek vir my kinders gebid het nie. Stuur vir my iemand anders. Jy weet, ons werk om so. Het laat my dink aan hierdie een ding, hierdie storie is al so baie vertel. Dit is hier in die Tweede Wêreldoorlog, gaan dit oor iemand wat 'n operateurspos aanbied vir mense wat morsekode het. En ek dink die werk was maar seker skaars, want die storie word vertel dat hulle rye gestaan het en aansoek gedoen het vir die werk. En hierdie een spesifieke ou het ook ingeval, maar hy was weer 'n bietjie laat gewees soos altyd. En hulle is ook operateurs wat operateur werk kan doen in morsekode. En hy val toe agter in die ry in, en hy hoor dit, dis my morsekode werk, verstaan ek nou. Maar min of meer soos die taksies wat wil verbykom as jy nie lekker vinnig is nie. Hulle sê ook, skuif het bietjie links, skuif het bietjie regs. En die ou hoor toe, hy staan agter in die ry, en hy stap verby almal wat in die tou staan, hy stap tot by die ontvangsnaam, hy sê, hy is net hier vir die pos vir die operateurspos. Sê, dankie meneer, kom gerus binne, en hulle stap in, 5 minute later stap hy uit, en hulle sê van baie geluk, julle ouens kan na my huis toe gaan, hy het die pos gekry. My mattie, toe is hulle nou sielsongelukkig dat hy die tou geskiep het. Hulle sê, maar waar gaan julle nou so aan? As julle geluister het oor die luidsprekers, so julle gehoor het, daar's 'n morsekode boodskap wat sê, as jy die pos wil hê, kom asseblief na die ontvangsdame toe, sodat ons vir julle kan onderhoud gee. Jy sien, ons sit en wag en ons hoeveel keer boodskappe wat uitgaan, dat ons iets moet doen, dat ons iets moet beweeg, dat ons wel nie gang moet raak van dit waarmee die Here ons geroep het voor. Ons raak opgevang in emosies, net gou vinnig nog 'n laaste storie. Julle kyk nou nie basketbal nie, maar hierdie jong ster Kobe Bryant is 'n rookie in die Bulls span, en wat amazing is, sy debuutspel, die eerste game wat hy nou speel, kry hy 3 vrygooie, en hy mis al 3. Maar luister, as jy nou weet hoeveel geld daar is in basketbal, dan sê jy verstaan, so die mense gons, en toe hulle nou kyk ook, haal hulle hom van die baan af, en dit hulle ruil gedierig so spelers, haal hom van die baan af, en hier sit Kobe met sy hand so tussen sy kop sit tussen sy hande. En van die kommentators gaan toe na die game na hom toe en sê, joh, jy moes terrible gevoel het. Ek het gesien hoe staan jy daar met jou kop, jy weet jou kop tussen jou hande, en my hart gaan so uit vir jou. Jy voel seker terrible. Hy sê, nee, gevoel het niks meer uit te waai nie. Hy sê, gevoel het niks meer uit te waai nie. Ek het gesit en dink, waar ek verkeerd gegaan het. Hy sê, nou weet ek sal dit nooit weer doen nie. Luister, ons raak so opgevang met emosies en gevoel, en hier sit ons en ons beleef waarselfde oomblik, en ons kan nie uit die verlede uit beweeg nie, en ons hoor nie as die Here praat nie, en ons beweeg nie in sy genade in nie. Maar toe Maria gaan sit, toe weet sy, dis nou in sy hande. Jy het gedoen wat jy moes doen hierdie jaar. Jy het jou kinders mooi groot gemaak, party van julle is nog besig daarmee. Jy het gedoen wat jy kan, jy het gedoen wat nodig is. As jy daarby kan sê, amen, dan gaan sit jy nou. En dan laat jy nou toe, dat hy wat wyn maak, van water, die wonderwerk doen in jou lewe. Ek kyk na hierdie gemeente, en ek besef net weer, so 'n tyd terug was ons min mense gewees, baie min mense. En ons het regtig die Here vertrou vir groei. En ons het gewag, en gewag, en gewag, en niks het gebeur nie. En op 'n stadium, toe besef ons, dat ons die Here sal moet aangryp, want iets moet verander. Klomp goed moet verander.
Jy kan nie met dieselfde ding oor en oor besig wees en die Here vertrou vir 'n werk wat net hy kan doen nie. En so gaan raak ons sonder ons af en ons vertrou die Here vir 'n deurbraak en die bestuursgroep en ons gaan bid en die Here gee vir ons 'n woord en hy gee vir ons 'n nuwe beginsel en hy gee vir ons 'n nuwe naam en so gaan sit ons en ons sê goed, hierby gaan ons die Here vertrou. Dis min of meer soos Angus. Here, kan die kerk groei? Wel, is dalk nie nou die tyd nie. Sê nou maar argumente onthaalwe. Luister, Angus het dit nie so gevat nie. In daai droogte gaan sit hy aardappeltjies in die grond. En hy vertrou die Here vir 'n groei, 'n bonatuurlike groei. Hoekom? Want hy by die Here gehoor. Nou sê ek nie, moet onwyse of dwaase goed doen of kanse gaan waag nie. Dis nie 'n gamble nie. Die Here werk nie met dit nie. Die Here werk met geloof. Wat het jy regtig nodig van die Here vanoggend? Waarvoor jy hom vertrou? Wat net hy kan doen? Die ander ding is ons kort iemand wat ons bietjie help met die sosiale media. En ons kontak 'n firma, julle moet hulle gebruik, hulle naam is Lief Leef Media. Ilandi is nog daai tyd besig met groot projekte, en sy kom sien ons, en ons kuier so 'n bietjie met haar, en ons sê vir luister, dit is wat ons nodig het, die kant toe en daai kant toe, en sis en so. En hulle gee ons 'n ongelooflike, hulle bles ons uit ons skoene uit. So, hoe dit werk is, sy is besig met groot projekte, en haar vernoot, die meisie wat saam met haar werk, amper sê ek die meisie wat saam met haar werk, is nog besig met 'n firma, so sy werk na ure. She's in a different time zone, nee? So wat ons doen is, ek sit die goedjies deur op WhatsApp, en hulle doen dit wanneer hulle reg is om dit te doen, hulle doen dit soos wat hulle dit kan doen, net soos wat hulle dit kan doen. Ek sit dit vanaand deur, môreoggend is dit op ons website, nog nie op ons website, ons is besig met dit, maar op ons sosiale media. En iets daarvan sê die Here vir my net, weet jy wat, he's in a different time zone, net soos wat hulle in 'n ander tydsone werk, met ander woorde, hulle het gou eers hierdie goed gehad om te doen, in hulle oorgang tot die staan van die besigheid, moes ek eers gewag het, so ek gee die goedjies vir hulle, en hulle doen dit wanneer hulle kans kry daarvoor. En hulle doen dit perfek. En so sê die Here vir my ook, weet jy wat, ek is in 'n totale ander tydsone as jy. So gee my die kans, om dit wat ek moet doen, te doen, wanneer ek daarvoor tyd en kans het. Wanneer ek sien, dis die bestemde en die bepaalde en die perfekte tyd vir dit. So hier in die einde van die jaar, regtig waar, wil ek jou kom bemoedig deur vir jou te sê, die beste lê nog voor, as dit jou geloof is. Maar meeste van ons is so besig om te kla en te murmureer, en die skrif in Efesiërs sê so mooi, moet asseblief niks doen en kla en murmureer nie, want sulke mense sal niks van God ontvang nie. Ek en jy is besig om teen die Here te werk. Geloof staan totdat God sê nee. En wie van julle wat hier sit, het die Here al werklik gesê nee? Ek dink hier's baie min van ons, as daar eniges is. Maar ek en jy draai weg en besluit, dis nou te laat, dis te ver, dit kan nie verander nie. Adrian kan nou vorentoe kom en ek gaan vra dat ons vir ons manne om hierdie sap en broodjies uit te deel. Want ek wil hê jy moet iets daarvan sien in dit wat ons gaan deel as ons liefdesmaal vanoggend. Wat vir my so mooi is van hierdie vrou, is dat Jesus nie gekom het, hoe sal ek dit stel? Sy liggaam moes gebreek gewees het, sodat elkeen van ons 'n krummel kon hê. Want die bietjie wat jy het van hom is meer as genoeg. Jy moet dit regtig hoor vanoggend. Die bietjie wat jy het van Jesus vanoggend is meer as genoeg. Wat maak jy met die bietjie wat jy het? Hierdie vrou sê so mooi, sy sê, Here, as ek net 'n krummel het. Gee my net 'n krummel. En ek en jy sit en wag en sê, volgende jaar gaan ek definitief iets anders doen. Ek gaan Bybel lees, begin nou. Daar staan so mooi, in die laaste dae, dan gaan jy moet kies tussen Jesus vir hom of teen hom. Jy gaan nie nog sê, weet jy wat, laat ek net bietjie daaroor gaan dink nie. Jy gaan onmiddellik moet kies. Jy gaan 'n stukkie broodjie kry. Want sy liggaam is gebreek vir ons. Neil kan dit so lank vir ons uitdeel. Sy liggaam is verpletter en verbrysel vir ons. Maar dit wat jy gaan kry vandag, gaan meer as genoeg wees.
Net soos wat sy bloed gevloei het vir ons. Meer as genoeg is. So terwyl jy so besig is om jou gedagtes te vorm, dink gou aan die volgende. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak. En dan dink jy wat jy moet regkry sodat Jesus in jou lewe 'n wonderwerk kan doen. Daar's iets wat jy kan doen. Wat is dit wat jy kan doen? Ek en jy wag op die Here. Maar terwyl jy wag, wat is dit wat jy in plek moet sit vir Jesus om te gebeur? Kaas nog Neil, hoor. O, goed. Wat so mooi is toe hy die water in wyn verander het, sê hulle het nog nooit so iets geproe nie. Dis daai selfde skepping, daai nuwe skepping in 2 Korintiërs 5:17, wat hy sê, hy kom maak alles nuut. En dis hoekom die tweede gedeelte beter is as die eerste gedeelte. Die tweede helfte is altyd beter, want ons ken dit nie, dis iets totaal uit die hemel uit, nuut. En daarom wag ek en jy vir die nuwe wat God doen elke dag in ons lewe. Elke oggend is nuut. Kom ons vestig ons oë op die Here. Okay, so elkeen van julle het 'n sappie gekry. Elkeen moet betaal. Ons sê. Ines is al besig met die broodjies. Ek vat so mee vir ons. Hierdie is sy liggaam. Neem dit en hê deel in die genesende krag van Jesus. En dit waarvoor jy hom vertrou vanoggend. Noem dit vir die Here. Sê vir hom, jy kom staan voor hom met die woord van die Here, nee, dis hoe jy nou gaan bid hierdie week. As jy nou by die huis kom en jy gaan in die aande stil raak en maak jy jou Bybel oop. Dan lees jy die woord asof jy dit bid vir die Here en sê, Here, ek kom nou na U toe. Hy is deurbore en deur kruis vir ons ongeregtighede. En daarom kom staan ons op die genesende krag van Jesus vanoggend. Ek bid regtig, vanoggend bid ek vir genesing vir elkeen wat hier is. Bonatuurlike genesing. Bonatuurlike geestelike genesing in ons gedagtes, liggaamlike genesing. Bid dat die Here jou sal aanraak en jou familie genees, jou verhoudinge genees. Maar ook dat ons besef, sy krag is ver groter as dit wat ek en jy besef. Kom ons deel nou in sy liggaam. En dan hierdie sap wat sy bloed verteenwoordig. Het is interessant hoe die bloed al skoon was. Totaal en al. Glo jy dat hy gesterf het vir jou sonde en jou ongeregtighede, dat hy jou kan skoon was en nuut maak?
Dit is wat ons vanoggend hier vier. Is dat sy werk aan die kruis, die gekruisigde Jesus. Dit klink soos dwaasheid vir die wêreld, man. As jy dit verduidelik vir mense hier buite, sal hulle vir jou sê, waarmee is julle besig? Maar vir ons wat glo in die opstanding van sy seun, wat gekruisig is, en die dood oorwin het, beteken dit ook, ek kan die dood in my lewe ook oorwin. Die sonde, ongeregtighede, groot en klein, kom was hy vanoggend skoon. Kom ons neem sy verlossende sap, sy bloed vir ons sondes. Ek wil saam met jou bid en sê, Here, gee ons asseblief duidelike instruksie, Here, oor hierdie tweede gedeelte van ons lewe. Ja, Here, ons kan ook sê, Ebenezer, tot hiertoe het U ons gedra. Maar het so baie goed al verandering gebeur, en soveel mense het al gegroet, en hier is die jou handjie wat oor is. Hoe kan hierdie gedeelte beter wees? Here, kan ons verdiep in die wysheid en kennis en wete dat U met ons is. Om met U te wees is beter as enigiets anders. En miskien is dit die beter tweede helfte. Om die lewe met U te leef is baie beter as om dit sonder U te doen. So kom bid ek vir elke huisgesin en familie vanoggend, Here. Vir broodkrummel geloof. Here, geloof dat die klein bietjie van hom meer is as wat ek hier by mekaar maak in 'n aardse bestaan. Vader, so kom vertrou ek dat U met elkeen van hulle wat hier is, bemoeienis sal maak. Sal kom stilstaan wanneer ons U aangryp en vasgryp totdat die deurbraak waarvoor ons glo manifesteer vanoggend. Dat U ook sê, sulke geloof het U nie in Vredendal gesien nie. Vader, ek kom bid en sê dankie ook. Spare werk wat U kom doen, in ons harte ook, maar dit wat U reeds ook voltooi het aan die kruis. Ons eer U, ons loof U en ons prys U. Gee dat ons rentmeester sal wees vir die genade wat ons ook ontvang het in hierdie dag, in hierdie oomblik, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan afsluit, en soos die Here jou lei, kan jy ons ook, gee net so vir Monica asseblief, Neil. Ok. Sorry man. Soos die Here jou lei ook in jou bydra tot 'n offergawe of 'n kollekte, jy dit ook al sien. Baie dankie ook vir julle wat ons ook getrou ondersteun. Ons wil regtig die laaste liedjie opdra aan die Here. As 'n deurbraak kreet dat hy dit in ons lewe doen. Dat hy dit moontlik maak. Die veranderinge, die deurbrake, en dat hy die voorsiener is van ons lewe. Kom ons bely dit nou saam in Jesus naam. Kom ons staan. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven, and I have a future, and it's worth the living. 'Cause I wasn't made to be chained in the grave. I was called by name, born and raised back to life again.
and I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. And I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven, and I have a future, and it's worth living. 'Cause I wasn't made to be tamed in the grave. I was called by name, born and raised back to life again. And I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Hallelujah, you called out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah, you buried my past, I'm not going back. Hallelujah, you called out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah, you buried my past, I'm not going back. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. And I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? And I know I am yours, and I was made for more. Lord, and I know I am yours, and I was made for more. Ja, sal dit nie hartseer wees as jy besef jy is gemaak vir soveel meer en jy kom nie tot jou potensiaal nie, want jy sit en wag. Wag vir die Here, maar wees aktief. Kry dit reg vir dit wat hy nodig het om te verander in jou lewe. En die woorde van Kobe Bryant, wat het emosie hiermee uit te waai? Ek het net nodig om te sien wat ek verkeerd gedoen het, sodat ek dit kan regmaak. En dis die les van vergifnis. Kom ons gaan dan nou in hierdie week, in die genade wat die Here gee. En sy vergifnis wat ons voluit beleef, as ons voor hom staan, ook te bedien aan ander hierdie week, wat ons nodig het om te vergewe. Sodat ons in hierdie tweede gedeelte van die jaar vry kan kom vir dit wat ons terughou en gevange hou. Sodat ons kan uitstap met 'n liefde wat die kwaad oorwin. En wat sê, waarlik, die Here het my nuut gemaak. Ontvang dan sy genade ook in hierdie week en sy vrede. Gaan dan in hierdie vrede wat die Here gee in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Baie dankie. Count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name